waarna ons dan onder leiding van die dode mars dan die oorskot weer na buite na die Here sal neem en dan sal die begrafnisonderneming dan vir ons daar dan begelei met die oorhandiging van die oorskot aan die families. Kom ons staan maar saam met dan ontvang ons dan ook die seën van die Here. Mag die genade van God onze Vader wie homself op ons ontferm. Die liefde van Jesus Christus wat hy aan ons openbaar deur sy genade en die troostvolle gemeenskap wat ook ons helpmaat is, sal met elkeen van ons wees, maar besonders hierdie bedroefde familie, tot hulle weer eendag by die oospoort verenig. Amen. Ons gaan dan geleentheid gee vir die dodemars om vir ons saam uit die kerk te bid.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons het nou nie die voorreg om dan nou die klankstelsel die buitekant te hê nie. So ons vra maar dat u asseblief vir ons so naas moontlik kan staan, sodat u dan ook vir ons by hierdie gedeelte dan ook sal kan hoor. So as u asseblief vir ons bietjie nader kan staan, dan sal ons dan ook hierdie gedeelte dan ook begin. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wanneer 'n mens natuurlik ook by hierdie gedeelte kom, as dit nou natuurlik by die begrafplaas was, is dit natuurlik die gedeelte waar die dood as te ware finaal vir 'n mens word. Ons het nou al juis in die week afskeid geneem van broer Paul, Woensdag spesifiek, maar ons wil dan ook by hierdie geleentheid die troos vir die bedroefde familie gee, wat Jesus self vir ons gee in Johannes hoofstuk 14 en in verse 1 en 2 waar hy sê, julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, gaan ek om vir julle dit gereed te maak, en kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na hierdie plek waarheen ek gaan. Die troos wat ons het, bedroefde familie, dat wanneer ons as kinders van die Here die aarde verlaat ons dit nie vir 'n plek waar ons in isolasie en alleen is nie. Ons verlaat dit nie 'n plek van donkerte en duisternis nie. Nee, ons verlaat dit juis hier op aarde, sodat ons met die Vader verenig kan word. Alhoewel ons die oorskot van broer Lukas met ons hier saam het ons hierdie versekering dat sy gees voortbly leef in 'n plek wat vir hom deur die Vader voorberei is. Mag hierdie oorskot ook vir ons daaraan herinner dat hy verlos is van sy pyn, verlos is van sy lyding en in die ewige vrede van sy Vader ook is. En daarom wanneer ons vandag dan juis ook hierdie duiwe hier vrylaat, laat ons dit vry met hierdie wete, sy gees leef voort in die teenswoordigheid saam met die Here. Ek gaan 'n geleentheid gee vir die ondernemer om dan net die oorskot aan die familie te oorhandig, waarna die aangewese persone van die familie dan elkeen vir ons 'n duif sal loslaat. Wil jy die proef van die eerste oorhandig? Wir stallen wird, ik das Jahr. Wir stallen wird, ik das Jahr. Wir stallen wird, ik das Jahr. Kom ons bid ook net met mekaar dan saam. Hemelse God en Vader, ons dankie vir die besonderse voorreg wat ons hier op aarde kon hê om Here die lewe van broer Reginald Edward Paul Lukas, Here, te kan geniet. Dankie vir die besonderse wyse, Here, hoe U hom lewe hier op aarde verryk en versier het. Dankie, Here, vir die manier hoe U met hom, Here, oor die jare van sy lewensjare gestap het. Dankie vir elke seisoen waar U vir hom
gebring het, Here, waar hy ook in diepe verhouding saam met U kon leef. Dankie Hemelse God en Vader, dat ons ook kon weet, dat God se genade ook vir hom genoeg was, en oor sy lewe gerus het. Ons dankie Hemelse God en Vader, dat U Hemelse Vader, Here, ook om Here met 'n besonderse lewensmaat geseën het. En dat Here vanuit hierdie verbintenis tussen hulle twee, dat daar ook nasate tot hierdie aarde kon kom. Dankie Hemelse God en Vader, dat ons as 'n familie en as vriende, Here, ook die voorreg kon hê om wonderlike geleenthede saam met hom hier op aarde te kon hê, Here, wat ook nou vir ons herinneringe is wat ons mee kan koester. Here, ons laat hom ook nou los in die hande van die Here. Ons laat hom dan ook nou rus in die vrede van sy Vader. Ons laat hom dan ook nou voortleef in die teenswoordigheid van sy Skepper. Mag hy Hemelse God en Vader, saam met die menigte engele, ook die teenswoordigheid van God geniet in hierdie plek wat U vir hom ook voorberei het. Maar wil U Uself ook, Here, ontferm oor sy geliefdes, sy naasbestaandes wat hier op aarde agterbly, en saam met hulle, Here, elke tree hiervandaan verder stap, dat hulle die versekering ook mag hê, dat U elkeen van hulle hande styf in U hand vashou. Amen. Ons dank U, liewe broers en susters, dat U ook deel dan was van hierdie afskeid van broer Lukas. Mag die Here U elkeen dan seën.